Hier kyk ons van die 12de bof, kyk ons af op 'n sprokie 12de gat. 570 meter lank, huidig syfer 7-7 liewer. En om sy moeilikheidsgraad ook te verhoog, het ons 80 kareebome aan die linkerkant van die skoonveld geplant om Dealeystraat heeltemal af te sny. Aan die regterkant in beeld is ons besig om 'n hoop te voltooi, baie groot hoop. Groot bult. Daardie bult sit ons huidig onder kikoejoe en die rieveld gedeelte gaan gewone sikkelveld gras wees. Daardie bult aan die regterkant wil ons glad nie hê met die bal na links kop nie, dis weer eens net om 'n effense uitgestoot te hou teen die helling te laat lê vir 'n baie moeiliker tweede hou na die setperk toe. Baie goeie puitjie. Het ook baie hoë aansien onder die golfers van Pretoria. Ons is steeds op die 12de se skoonveld. Ons staan op die plateau en ons kyk nou af na die 12de se setperk toe. Hier het ons geen veranderinge aangebring nie, want ons kan hierdie puitjie op die setperk gedeelte werklik waar nie verbeter nie. Ons het egter 'n paar bome aan die regterkant uitgekap en daar was ou, lelike, dooie bome. Die kuile links en regs van die setperk baie goed geplaas, sodat dit lang naderhou baie goed gaan vang en ook 'n swakkerige korthou kan baie maklik in die kuile land. Baie goeie puitjie, speel lekker en hy kan omtrent glad nie verder verbeter nie. Die 13de is waar die moeilikheid verder begin. Baie groot dam voor ons wat omtrent 200 meter van die bof af is. Nee, daarom nie, kom ek korrigeer myself. So 150 meter van die bof af. So jy moet 'n redelike dryf slaan om oor die dam te kom. Die 13de is 'n opdraande puitjie. Gordon McDonald is hier oorlede en ek verstaan hier's ander lede ook al op hierdie puitjie oorlede. Omdat dit seker maar so 'n moeilike stap na die setperk toe is. Afgesien van 'n klompie bome wat ons regs aangeplant het, doen ons vir die huidige niks op hierdie gat nie, want dit is 'n baie goeie speelpuitjie. Ek beweer dis die moeilikste puitjie op die baan, alhoewel die kaart sê dit is slegs streep 5. Die 14de is 'n sprookiepuitjie. Dennis Hutchinson het ook gesê ons moet die water direk voor die setperk nog nader na die setperk toe bring. En met kompetisie moet jy die vlag aan die voorkant van die setperk plaas. Because you must get the guys to flirt with the water. Hierdie setperk is in aanbou groter na agter toe. Daar waar die klip gestapel lê. Ons het reeds daar seker 2 meter uitgegrawe met trekkers. Dreineringsmateriaal is klaar gelê. Klip is pas gestort. Sand word bo-op gegooi, dan vrugbare grond en dan word die setperk voltooi. Gaan reusagtige setperk wees. Split level. Met ander woorde, van bo af gaan dit seker 'n 3 meter val na onder toe wees. Die bof waarop ons staan, wil ons ook 'n enkel vlak bof maak en ons wil hom terug beweeg tussen die bome in. Waar dit huidig van hierdie posisie af waarskynlik 'n 8-yster na die vlag toe is, sal dit met die voltooide puitjie van agter af op die bof na agter op die voltooide setperk seker 'n 7-yster wees. Die toets van hierdie puitjie gaan daarom aansienlik verhoog word. Die huidige water gaan uitgegrawe word nader na die setperk. Daar waar die bestaande kuil aan die regterkant van die setperk is. Dit gaan alles water wees. Die water gaan parallel met die setperk wees, sodat mens 'n werklik baie goeie boffe moet slaan om oor die water tot op die agterkant van die setperk te kom. Water
groot setperk en miskien die afstand van hierdie kort puitjie gaan die toets wees om hierdie 14de 'n sprookiepuitjie te maak. Die 16de puitjie of die 15de puitjie is seker die puitjie waaroor die meeste gepraat word. Die meeste foto's van hierdie puitjie geneem. Die meeste skilderye is van hierdie puitjie gemaak omdat dit is iets besonders. Ons het water, ons het helling, ons het pragtige groot bome en ons het 'n baie goeie setperk wat deur 'n goeie kuil bewaak word. In my kapteinskap sal hier geen veranderinge op hierdie puitjie aangebring word nie. Daar's geen nodigheid daarvoor. Al wat ons miskien kan doen in die toekoms is om die dammetjie effens te vergroot. Vir die res absoluut 'n skitterende puitjie. Die beste wat ons het by Kantikland. Ons hoef nie veel te sê oor die 16de puitjie nie. Die water links, die pragtige wilgers, groot kuil aan die regterkant vertel alles. Kort puitjie, 170 meter na die vlag toe, goeie toets vir golf. Ook hier word geen veranderinge beplan nie, omdat 'n verandering gaan nie so noodwendig 'n verbetering wees nie. Lekker speelpuitjie. Groot grappe is al hier gemaak op hierdie puitjie. Aangesien dit die derde laaste puitjie is dit ook 'n puitjie wat baie te doen het met die uitslag van 'n ronde golf. Hier word baie puitjies beslis, of baie wedstryde beslis. Kantikland se tweede laaste puitjie, die 17de, die langslaners kan die setperk dryf van die bof af. Moeilikheidsgraad is egter, ons het water hier voor, baie diep water. Ons het baie bome aan die regterkant aangeplant. Regterkant van die skoonveld. Hier is 3 baie goeie kuile op die puitjie. En ons oorspronklike idee was om ook 'n dammetjie te bou direk links van die setperk. Die idee staan nog. As ons 'n borg kan kry, ek soek steeds na 'n borg, dan kan ons drome bewaarheid word om ook daar water te hê. Lekker speelpuitjie, baie maklik, maar so wat makliks wat hy is, soveel moeilikheid kan hy ook maar oplewer. In die toekoms kan ons hierdie setperk nog 'n verdere 20 meter agter toe skuif. En ons kan dit ook 'n dubbel tier setperk maak. Dieselfde wat ons nou besig is om te doen op die 14de setperk. Dit sal hierdie puitjie baie verbeter en moeiliker maak. En ons kan ook die bof waarop ons nou staan 'n verdere 10 meter terug beweeg. Die enigste beswaar daarteen is dat van die korter slaaners daar ongelukkig nie oor die water kan kom nie. Om dit te oorkom kan ons miskien 'n area kort van die water bou, sodat die kortslaners kan kort speel en van daar af oor die water slaan. Lekker speelpuitjie egter. Ek staan op die middel van die skoonveld van die 18de. As ons terugkyk na die bof toe, ons het baie bome aan die linkerkant van die skoonveld aangeplant. Dit gaan die bofhou natuurlik baie moeiliker maak, ons sal baie goed moet plaas. Ons het aan die weerskante van hierdie skoonveld jacarandas aangeplant, ons het silver oaks aangeplant. In totaal seker 'n kwessie van 100 bome op hierdie punt. Die goeie golfer sê dit is 'n te maklike laaste punt. En vir die rede hoop ons om moeiliker te laat speel met die talle bome wat ons geplant het.
jacarandas wat ons aangeplant het. In beeld. Kijk daar in beeld is die Silver Oaks. Aan die agterkant van die 18de setperk is ons kliphuis. Daar kan ons die manne sien oefen op die oefensetperk. Ons het die setperk aan die regterkant. Wil ons ook effens vergroot en ook die kuile aan die regterkant. Goeie puitjie. Hoop ons dat dit eendag gaan word. Vanaf die klubhuis se stoep hoop ons om oor 10 jaar 'n pragtige visie oor die skoolveld hê. Ons kyk oor die 18de af soos die spelers klaarmaak. Soos jy sal sien, ons het baie bome aan die regterkant sowel as die linkerkant aangeplant. So met die tyd wat gaan kom, behoort die 18de 'n baie goeie finishing puitjie te wees. Direk regs van ons is die oefenbaan. Ek sien Ethel is daar besig om 'n les te gee. Ons het 'n oefennet vir die lede se gemak aangebring. Regs van die oefenbaan is van die beste rolbalbane in Pretoria. Ons het hier 3 bane waarvan slegs 2 in beeld is. Dit is die enigste rolbalbane in Pretoria, of liewer in die Transvaal, waar daar vir 365 dae van die jaar wel rolbal gespeel kan word. Hierdie bane is nooit al 3 gelyktydig onder konstruksie nie. En dit maak dit so populêr. Agter die rolbalbane kom dele van die klub uit, waar die inwoners woon in mooi rondavels. En dit is Country Club, my tweede huis. 'n Huis wat ek ook baie lief het. Waar ek van my gelukkigste ure al deurgebring het. En waar ek hoop ek nog baie jare gaan deurbring. Oefen setwerk direk oor die beeld. Juniors, bezig is om hulle spel